soewerein is oor ons, Here. Jesus, dankie dat U God is oor ons, Vader. Father, thank you when you say, make space for me. That you do what you do best, Lord. Touching us by your Spirit. Healing us, restoring us. Speaking into our spirit, Father. All glory, all honor belong to you, Lord. No man will take credit ever, Jesus. No man. Alle eer kom U toe. Here, ek bid dat, soos ons tyd in U woord spandeer vandag, dat ons gees met U gees sal connect volgend in U woord en deur U woord. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. Good morning, everybody. Dumelang. That's special for Mr. T. Ons het 'n week gehad. Hierdie was 'n uitdagende week. En is nog steeds 'n uitdagende week verbye. Maar soos wat ons gesing het vanoggend, bly God getrou. Wat by my die hele tyd opgekom het, terwyl ek hierdie week gehoor het van wat mense deurgaan, wat hulle deurmaak is, waar die Here sê, ek sien jou nooit bo jou vermoëns en kragte toets nie. We will stand. We will stand strong. Wanneer 'n mens na die wêreld kyk en na mense in die wêreld kyk, het almal 'n behoefte om iets of iemand te dien. Almal het 'n behoefte om iets of iemand te dien. Dit is hoekom daar so baie gelowe is. Dit is hoekom daar nog plekke is wat so onbereikbaar is, maar wat mense besig is om te infiltreer en te bereik. Vanoggend se boodskap is vir my een van die belangrikste gedeeltes in die woord van God. Paar weke gelede, wat het ons herdenk? Think back. Die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Dis wat ons herdenk het. En weet julle, Jesus het gesterf en hy het weer opgestaan. En dit is uniek tot ons geloof. Geen ander afgod of persoon wat aanbid word, het gesterf en weer opgestaan nie. Net Jesus Christus. En ons is werklik bevoorreg om hier te kan sit vandag, om hier te kan wees en om te kan dien. Want daar is baie wat nog nie die woord gehoor het nie. Nog nie die naam Jesus gehoor het nie. Many Christians celebrate the birth, the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. After Jesus' resurrection, he didn't just disappear. Something happened. Something happened after he was resurrected. Last Thursday, the 14th of May, we celebrated the ascension of Jesus Christ to heaven. And that's one of the most important truths of this word for us.
as a people, as a Christian, as a child of God. The event marks the completion of Jesus' earthly mission and the beginning of his heavenly reign. Dit wat hy op aarde moes kom doen, was klaar, en nou regeer hy vanuit die hemel. En as ons na die hemelvaart as sulks kyk, is dit nie net iets wat met hom gebeur het nie, maar dis iets wat elkeen van ons diep raak. Dit raak elkeen van ons diep. Toe hy opgevaar het na die hemel, het hy 'n nuwe rol betree, wat 'n direkte impak het op hoe ons vandag leef. Hoe ons vandag bid en hoe ons hom vandag vertrou. 'n Direkte impak op my en jou. Terwyl Jesus besig was om met sy disippels te gesels en vir hulle te sê wat hulle moet doen, lees ons die volgende in Handelinge 1 vers 9. En nadat hy gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. He was taken up before their eyes. They saw it. It wasn't something symbolic. It was something physical. It was something visible. And it was real. As he was taken up into heaven, because the disciples witnessed it. They saw what was happening. The same Jesus who walked with them, the same Jesus who was with them, the same Jesus who died for them and was risen from death, taken up into heaven. And for us, this confirms that he is alive, that he is risen, and that he is exalted. Hy is verhoog. Hy is verhoog. Hy hou aan om vandag te lewe, tot in alle ewigheid. Om lewe te gee vir elkeen wat in hom glo. Hy gee nie net lewe nie, maar daar's 'n vereiste vir my en 'n vereiste vir jou. Glo in hom. Neem hom aan as jou verlosser en jou saligmaker. En vir ons om voordeel hieruit te trek, uit hierdie opstandingskrag, moet ons die openbaring van sy opstanding besef. Nie in dit wat gebeur het nie, maar in die nou. In die tyd wat ek en jy nou lewe, want die tye raak nie makliker en die woord sê dit vir ons duidelik. Ons wil skop teen dit, maar kan dit nie net beter raak nie. Die woord sê, uitdaging sal daar kom. Moeilike tye sal daar wees. And through the resurrection, Jesus validated his deity. That's what he did. He validated his kingdom and his dominion over Satan's kingdom. That's what he did. And at this stage, he's exalted on his throne. He's on his throne. We serve a God. We serve a king that reigns. En mense vanoggend besef ek net weer eens gedurende hierdie lofprysing en aanbidding. En dit was vir my vanoggend half 'n heilige tyd in die teenwoordigheid van die Here. Mens beleef altyd heilige tye met die Here. Maar vir my was net 'n spesiale manier van aanbidding vanoggend. En Jesus sit op sy troon. Maar soos wat ons uitroep na hom, raak hy ons op aarde aan. Wow. What a God we serve. Mense, ons kan dit nie net vanselfsprekend vat nie. Ons het 'n werklike God wat lewe, wat opgevaar het en hy leef. He's alive. We read in Ephesians 1 verse 20 to 21,
which he worked in Christ, when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Not only in this age, but also in the age that is to come. Dit wat nog moet kom. En in hierdie skrifgedeelte lees ons, hy heers bo owerhede, bo magte, bo kragte. Hy heers oor hulle, oor heerskappye. God met ons. En ek weet, partykeer dink ons so klein en ons dink net hier op aarde. Daar's magte, principalities, powers in the spiritual realm. He reigns above all. Hy heers oor jou siekte. Hy heers oor jou werk. Hy heers oor jou besigheid, oor jou beroep. Hy heers oor jou familie. Hy heers oor jou huwelik. Hy heers oor jou vriende. Dit is wat hy doen. Hy heers. Hy het gekom as oorwinnaar. En hy's totaal in beheer van wat in ons lewens plaasvind. Hy's totaal in beheer wat op hierdie aarde plaasvind. Al het ons die verwoesting van die natuur beleef hierdie afgelope week, wil ek vir jou sê, hy's in beheer. Hy is in beheer. Al lyk dit op die oomblik by sommige plekke chaos. Hy is in beheer. En Jesus verteenwoordig ons heiliglik voor God die Vader. En soos hy ons verteenwoordig voor God die Vader, tree hy in vir my en vir jou. Hy weet wat jy deurgaan. He knows what you are battling with. Hy weet dit waarvoor jy hom vertrou. Jy mag dink, God is ver, en hy sit in die hemel, maar hy is hier met ons. God with us. En ons het geheel en al toegang tot hom. Want in hierdie skrifgedeelte, net terug gaan na hom toe, sê God wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. God het dit beplan, God het dit bepaal, God het dit bewerk in Jesus. Wow. It's amazing. God planned this and worked it in Christ. He planned it. Al lyk dit hoe dit lyk om ons, leef ons onder die gesag van 'n lewende en heersende koning. When we look at the above scriptures, Acts 1 verse 9 and Ephesians 1:20-22, they give us three important truths. Those two scriptures gives us three important truths. And I think I've got it on the board. Yep. Firstly, it shows us that Jesus is exalted as Lord. He is exalted. He came to earth, hy het aarde toe gekom as mens. Maar hy is verhoog, opgeneem as Here. Waar hy sit aan die regterhand van God die Vader. That seat, that place that he is occupying, that position that is taking up, is a position of authority, is a position of honor, and a position of kingship, koningskap. Dis wat hy opgeneem het. Tweedens, die hemelvaart wys dat sy werk
op aarde voltooi is. What was Jesus' words just before the before he breathed out his last breath? Dis volbring. It is finished. Testelestai. It is finished. Sy werk op aarde was klaar. En hy moes deur die doderyk gaan om vir ons die prys te betaal, op te staan uit die dode, op te vaar na die hemel en aan God se regterhand te sit, waar hy vir my en vir jou intree. The ascension confirms that nothing more is needed to be done. It is finished. Thirdly, as we are sitting here this morning, Jesus is interceding for me and you. Kokkie, hy bid vir jou. Die Here bid nou vir jou. Joannie vir jou ook. Cassie vir jou. So vir elkeen van ons. Die Here tree in vir ons. Voor God die Vader. Mense, ek weet nie of vir my is dit baie keer, Here, hoe is dit moontlik? Ons leef ons lewe hier op aarde. Ja, ons voet struikel soms, ons maak foute, ander tye leef ons reg, ons is gehoorsaam. En in dit alles tree Jesus vir ons in by God die Vader. Hy die vir jou ook. He stands as advocate before God, and we read in Hebrews 4 verse 14 to 15, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Mense baie keer dink ons, ja Here, dit wat ek deurgaan, die sonde wat ek doen, ja, ek is swak, ek kan nie staande gebly het nie. Weet jy hoe dit voel om deur dit te gaan? Ja, my kind, ek weet hoe dit voel. En nog meer. Wat as die Here vir ons wou kruisig, gesê het, gaan, gee jou lewe. Gaan ons gehoorsaam wees? Hang af wat 'n wêrelddele ons mag inbeweeg. Daar is lande wat nou nog mense teregstel vir hulle geloof. There's people that's been killed for their faith. And I've many times thought, if I must come at a place where someone put a gun against my head and say, will you confess Christ? Or deny Christ. As I'm standing here, I will not deny him. I've told that to my wife also when I was traveling overseas in places, because the Lord gave us a word, sometimes I'll go into dangerous places. He said, I will never deny him. There's a much greater reward on the other side. A much greater reward. Ek wil hierdie skrif in die Afrikaans ook lees, en terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester nie, met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Sonder sonde. En wat vir my interessant is, die skrif sê wat versoek is, net soos ons versoek word. Soos Jesus opgevaar het na die hemel en sy posisie ingeneem het
hierdie posisie is anders as die aardse hoëpriesters van die Ou Testament. Want hulle het mos 'n fisiese tabernakel ingegaan. Jesus het deur die hemele beweeg. Wow. Hy het deur die hemele beweeg. Hy's verhewe. Die hoogste gesag as die Seun van God. Hy verstaan my swakheid. Hy ken my swakheid. Hy ken jou swakheid. Hy weet waarmee jy sukkel. Hy weet ook jou goeie punte. Hy weet ook dit wat jy in goed is, dit wat jy uitdra. Maar die goeie punte wil ons daar vir almal wys, maar die swak punte dan wil ons dit wegsteek. Hy ken dit. En dis wat ons na hom toe bring en sê, Here, in my swakheid vra ek U om my te help. In my swakheid vra ek vergifnis, dat U my hier sal deurdra. Hy verstaan swakheid. Hy weet presies wat dit is. He knows what it is to be tempted, yet sinless. Jesus was tested in every way, just as we were, facing loneliness, facing pain, facing hunger, temptation, yet He remained without sin. Yet He remained without sin. And what's the difference between temptation and sin? I think we all know it. Temptation is that the enemy tries to put things on us. Sin is the action in doing it. Temptation is a test. Sin is the action. And Jesus was tested. He was tempted, but never surrendered to it. Hy het nooit ingegee nie. Dis hoekom, ons hoef nooit te wonder, verstaan Jesus dit waardeur ons gaan nie? Hy verstaan, hy weet. En dit wat ons verlede donderdag net weer herdenke, die hemelvaart, is net 'n besef dat hy regeer, dat hy God is. Ons lees in Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So hy sê vir hulle, voordat hy nou opvaar, moenie van Jerusalem maar weggaan nie, wag hier, want daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte van my Vader vir julle. En hy dit, ons lees dit ook in Lukas en in Johannes, Lukas 24, Johannes 15, kan jy dit ook gaan lees. Waar Jesus sê, daar's 'n belofte van my Vader. Wag vir die belofte. And after that, Jesus ascended into heaven. Went up into heaven. And because of His ascension, the responsibility changed. Because the ascension of Jesus, the responsibility changed. The mission shifted. Now you know where I'm getting at. From Christ's physical presence to the church, empowered by the Holy Spirit. Nou as ek sê, waar die kerk bekragtig is deur die werking van die Heilige Gees, is dit nie net sekere persone nie. The whole church. The whole church is empowered, not just half the church, 5% of the church. The whole church of Christ are empowered in this. From watching Jesus work to participating in His work. Waar sy disippels saam met hom beweeg het. Dit is eintlik so mooi.
waar hulle beweeg het saam met hom, gesien het hoe hy mense genees, gesien het hoe hy mense aanraak. Een van die mooiste gedeeltes in die woord van God is die vrou by die put. Een van die kragtigste gedeeltes in die woord van die Here, waar hy net met 'n gesprek met 'n vrou het, en hoe haar lewe verander. Hulle het dit gesien, en toe Jesus opvaar na die hemel, het dit geskuif, na hulle, na ons. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. But you will receive power, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. This scripture says, you will be, not you may be nie. You will be my witness. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. You will be my witness in Piketberg. You will be my witness in Aurora. You will be my witness in Citrusdal. You will be my witness in Indekuil. You will be my witness in Portable. You will be my witness in your family. Nee, Here, net nie daar nie. You will be a witness there. Are we doing that what Christ wants us to do? We are called to live intentionally, sharing our faith, sharing our truth, sharing our love to a world out there. Presenting Christ every day, om God te verteenwoordig, daagliks. Daagliks, nie net wanneer ek so voel nie. Want 'n gevoel is ook mos deesdae 'n siekte. As ek so voel, dan sal ek dit doen. Nee, die Here roep ons om sy getuies te wees. Ongeag, roep hy ons. The ascension made a way for God's presence within us. His presence within us. His power to live a transformed life. Strength. He strengthened us to carry out His mission. Nou kom ons weer daar. Dis nie my missie nie. Dis nie jou missie nie. Dis sy missie. Dit wat hy wil hê ek en jy op hierdie aarde moet doen. Sy wil vir die gebrokenes. Sy wil vir die verlorenes. We read in Luke 24 verse 51, now it came to pass, while he blessed them, that he was parted from them and carried up into heaven. As he blessed them, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is hy in die hemel opgeneem. Kry daai beeld in jou geestesoog, terwyl hy besig is om hulle te seën, is hy opgeneem in die hemel. Jesus se hemelvaart is een van die kragtigste oomblikke vir ons. En sy hemelvaart gaan nie net oor dat hy opgevaar het na die hemel toe nie, maar dit gaan oor die wete dat hy regeer. Die wete dat hy leef. Die wete dat hy intree vir my en vir jou. Maar ook die wete dat hy besig is om homself voor te berei om weer te kom. Besig om homself, maar weet jy wat? In dit is hy besig om sy kerk voor te berei vir sy wederkoms. Is the church ready? Is the church ready? And the ascension marks the completion of his earthly mission. Completion of his earthly mission and the beginning of his heavenly reign. Reigning forever.
we can live with a confidence that He reigns. We live with purpose, that we have a mission to fulfill. And not just some of us, all of us. All of us have a mission. We live with hope that He will return someday. He will return. Kom ons staan. Are we willing? Are we available to take up the call to be a witness? And I want you to focus on yourself. Ek wil hê jy moet fokus op jouself, op jou eie lewe. Sal jy die oproep neem om 'n getuie te wees vir Jesus? Sal jy die verantwoordelikheid opneem om te deel in sy missie, in sy opdrag? Will you take up the responsibility by participating in this mission? Father, firstly, we want to say thank you, Lord. Thank you, Lord, for sending your Son to earth. Here, dankie dat Jesus hierdie aarde gewandel het. Dankie dat hy geleef het op hierdie aarde en vir ons 'n voorbeeld was van wat dit is om in gehoorsaamheid tot U te leef, Here. Here, dankie dat ons gesien het hoe hy mense aanraak, hoe hy siekes genees, mense uit die dode opwek. Here, dankie dat hy 'n voorbeeld vir ons is tot vandag, van 'n God wat gehoorsaam was toe hy op aarde as mens geleef het, om gekruisig te word, die prys te betaal vir ons sondige mense, gesterf het, opgestaan het en opgevaar het in die hemel. Met die wete, He lives, He reigns forever and evermore. Father, help us to also be obedient to You. Help us to live as You called us and take up this mission to be a witness for You there where we live, in the areas that we live and beyond. En Vader, ek bid en ek vra dat U in ons harte sal werk, dat U vir ons sal wys hoe, wat en waar. Dankie, Here, dat U Seun opgevaar het en aan U regterhand sit en regeer oor ons daagliks, in die nou, in hierdie tyd. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.